ons word dan stil voor die Here en dan begin ons in sy naam. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here en ons doen dit vanoggend deur saam te sing uit Gesang 213, 213, verse 1, 2 en 3, as 'n loflied tot eer van die Here. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Deuteronomium hoofstuk 5, vanaf die 6de vers. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen.
maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou dogter, of jou seun, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broers en susters, kom ons bely ons onvermoë om die wet van die Here na te kom in die woorde van Psalm 119, vers 1 en 2. Almal wat met 'n ware berou en 'n opregte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord, die vergifnis van sonde. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en die genade verwerp, verkondig die woord van God dat die toorn en die straf van die Here op hom sal bly, solank hy in die sonde bly lewe. 1 Korintiërs 15 vers 15 sê, hy het ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef, nie meer vir hulle self sal leef nie, maar vir hom, wat ter wille van hulle gesterf het, en opgewek is. As mense wat dit glo, kom ons bely ons geloof in ons harte saam, in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria,
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en ewige lewe. Amen. Ons sing as toewydingslied en bevestiging van ons geloof, Psalm 208, vers 1, 2, 3 en 4. Ewige God, ons aanbid U. Ons loof U naam vir die redding deur Jesus Christus vir ons verdien. Ons dank U vir die Heilige Gees wat in ons harte werk en woon. Ons wil vra dat U sal wees in hierdie dag met almal wat siek is, ook met almal wat bekommerd is, wat krisisse beleef. Baie spesifiek vir daardie familiekring wat hartseer is, omdat hulle 'n geliefde onverwags aan die dood moes afstaan. Here, help ons
om elkeen so te lewe, dat ons gereed sal wees om U te ontmoet. Ons vra dat U ook sal voorsien vir elke persoon in hierdie gemeente en in hierdie omgewing. Ja, Here, dat U sal onderneem met die oes, dat U sal seën en bewaar, waar dit 'n moeilike jaar is, dat U genade genoeg sal wees, dat U ook vir hierdie gemeente van U sal voorsien. Ons vra dat U ook met elkeen van die kinders sal wees in hierdie dag. Here, ons bid vir hulle wat hulle harte verhard teen U woord. Ons bid vir hulle wat weens siekte en weens allerlei gesondheidsprobleme en omstandighede nie hier kan wees nie. Dat U ook met hulle sal wees en hulle in staat sal stel om na U huis op te kom. Ons bid vir hulle wat weens die ouderdomskwale nie meer hier kan wees nie, maar wat tuis verpleeg moet word. Wees met elkeen in hierdie gemeente, dat ons waarlik sal groei deur die Gees. Ons bid vir die kerkraadsvergadering, dat U wil sal geskied. Ons bid vir die Pinksterreeks wat volg, dat U genade ook vir hierdie gemeente genoeg sal wees, dat U kragtig in ons sal werk, sodat U naam verheerlik kan word, U koninkryk kan kom, en U wil kan geskied. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Ons lees uit die woord van die Here, 1 Tessalonisense hoofstuk 5, en ons lees van vers 16 tot 22. 1 Tessalonisense 5, vers 16 tot 22. Wees altyd bly, bid sonder ophou, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Moenie die Gees blus nie, moenie profeseë geringskat nie, maar ondersoek alle dinge, behou die goeie, vermy elke vorm van boosheid. Ons lees net sover. Die woord van die Here praat met ons uit vers 16 tot 18, en die interessante is dat die wees in alle omstandighede dankbaar ook vertaal kan word met dank God vir alles. Dank God vir alles. En as ons dan hierdie 3 opdragte neem, dan verklaar vers 18 dit vir ons. Want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Jesus het opgestaan, en omdat Jesus opgestaan het, en aan ons die nuwe lewe gegee het, daarom moet ons dankbaar wees, blymoedig wees, bidders wees. Dan kan die vraag by ons opkom, waarom moet ons bid? En as ons dan, soos baie mense in die gereformeerde kringe sê, as ons dan by die huis in ons stilte tyd bid, en as ons, Sondag in die erediens bid, en voorbidding doen in die gebed by die erediens, waarom moet ons bidure hou? Waarom is dit nodig dat ons Pinksterbidure hou? En veral Pinksterbidure
Die Heilige Gees is mos uitgestort. Glo ons dan nou aan 'n second blessing of 'n uitstorting weer van die Gees? Of hoekom bid ons hierdie goed? Hoekom doen ons dit? Waarom moet ons dan bid vir die Heilige Gees se werking? Is ons enigstens gereformeer as ons Pinksterbidure hou? Wanneer jy 'n bietjie gaan nalees oor die ontstaan van die Pinksterbidure, dan is dit baie interessant dat daar 'n hele klomp elemente is wat meewerk. Deur die jare is daar 'n hele klomp verskillende soorte leraars in die land ingebring. Aanvanklik was hulle Nederlandse gereformeerde dominees wat gestuur is deur die Here 17. En toe die mense aan die Kaap meer word en die dorpe meer word, toe is daar op 'n stadium hoor ek die woorde of die gesegde of die wat mense dit ook al wil noem, die versoek dan van die mense aan die Kaap aan die Here 17 in Holland, stuur vir ons nog leraars. Dan vra die Here 17 vir hulle, nou hoe danige leraars moet ons vir julle stuur? En dan is die antwoord, manne wat op hulle knieë die hemel in beweging kan bring. So kom dit dan ook dat met die Engelse besetting van die Kaap daar 'n klomp Skotse leraars hierheen kom. En daar was aanvanklik so 'n bietjie wantroue teen die Skotse leraars, want daar's gereken, hulle sal die verengelingsbeleid van die regering sal hulle dan ondersteun. So hulle was nie baie gewild in die begin nie, maar baie gou het hierdie mense van wie hulle godsvrug, van wie hulle diepe geestelike lewe, van wie hulle toewyding aan die Here, het hierdie mense deel van ons kerklike terrein geword hier aan die Kaap. En dan gebeur dit dat daar in daardie tyd ook, in die vroeë jare van die kerk in Suid-Afrika, ook 'n sterk liberale rigting was. Dat mense al meer begin liberaal raak. En dat daar selfs versoeke was, moenie hierdie liberale Nederlandse dominees vir ons stuur nie. En dan is die oplossing daarin dat daar 'n herlewing plaasvind in Europa. En dan begin daar baie stemme opgaan wat sê, maar 'n herlewing sal hierdie liberalisme teenwerk. 'n Herlewing sal maak dat mense weer die woord van God aangryp en wil lees en wil lewe. En dan word daar ook gepraat van en gebid vir herlewing. Onder andere is daar weer begin om Pinksterbidure te hou. En die eerste keer, hierdie Pinksterbidure is redelik uniek gewees aan die Suid-Afrikaanse konteks. Want hierdie bidure is gehou om saam met die gemeente, of soos die gemeente, die vroeë gemeente in Jerusalem, te bid vir die werking van die Gees. En dis nou hier waar ons die vraag moet vra, maar is dit dan nou gereformeerd? Want die Gees is mos uitgestort, hoe nou? Die interessante is dat een van die gereformeerde beginsels juis is die woord alleen, uit die woord alleen, uit genade alleen, deur Christus alleen, deur geloof alleen. Deur hierdie geloof in die Bybel en wat die Bybel ons leer, alleen kan ons gered word. En daarom is dit nie verkeerd om te sê, ons doen wat die woord sê nie. In die gebeurtenisse daar in die Parel, waar daar regtig resultate was met die Pinksterbidure, het dit begin deur dat hulle die oggend met van Hemelvaart 'n diens gehou het, of 'n biduur gehou het, en dat die leraar daarna hom
afgesonder het en gebid het tot die middagse bidtijd. En so het hulle 10 dae lank hulle afgesonder voor die Here. En het daar werklik 'n herlewing gekom. Herlewing wil ons almal graag hê, glo ek. Maar waarvoor bid ons dan as ons Pinkster hou? En as ons dan nou ons Pinkster 'n week vroeër skuif, anders as die vroeë gemeente wat gebid en gewag het vir die Heilige Gees, hoe werk dit dan nou? Dit werk omdat ons glo dat die woord van die Here vir ons sê, die Gees is uitgestort. Maar hoe meer ons bid, hoe meer ons ons toewy en afsonder met die Here, hoe beter kan sy Gees in ons werk. Ons het nie nodig dat die Gees weer uitgestort word nie. Ons het nie nodig dat iets deur 'n doop van die Gees moet plaasvind nie. Maar ons het nodig dat ons ingestel is op die Here en dat hy in ons kan werk. Die Heidelbergse Katekismus vra ook in Sondag 45 vraag 116 waarom gebed vir Christene nodig is. En die antwoord is omdat dit die vernaamste deel van ons dankbaarheid is. Broer, suster, seun, dogter, as ons nie bid nie, is ons ondankbare wesens. As ons nie bid nie, is ons selfsugtige mense. Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons vorder, en omdat God sy genade en die Heilige Gees alleen aan diegene wil gee, wat hom met hartlike sigte sonder ophou, daarom bid en daarvoor dank. Dit is dus Bybels om te bid vir die werking van die Gees. Hier glo ons die belydenisskrifte is afgelei, sê wat die woord sê, en hier staan daar, bid vir die Gees. Let op dat ons soek, ook volgens Lukas 11 vers 13, waar daar 'n spesifieke aanduiding is, 'n spesifieke opdrag is. Bid sonder ophou. En dan die toepassing, hoeveel te meer sal die Vader dan nie sy Gees gee aan diegene wat bid nie. Hy sal sy Gees gee aan diegene wat bid. Let op dat die ontvangers van hierdie brief en opdrag, juis volgens vers 18, mense is vir wie Christus gesterf het en opgestaan het, en wat reeds die Heilige Gees ontvang het. En dan is daar die verklaring, dit is God se wil vir julle, dat julle bidden, blymoedig en dankbaar sal wees. In die eerste plek, of kom ons vat dit saam deur te sê, leef jy so bidden, dat jy blymoedig en dankbaar is? Leef jy so bidden, dat jy blymoedig en dankbaar is? Eerstens, bid sonder ophou. Ons begin met gebed, omdat dit, lyk dit vir my so in die struktuur van hierdie gedeelte, omkring word met die ander twee. Met ander woorde, dit is 'n beklemtoningsposisie van gebed, en daarom begin ons met gebed. Here Jesus het homself gereeld gaan afsonder, en daarom is die opdrag bid sonder ophou iets wat alreeds na die voorbeeld van die Here Jesus gedoen moet word. Hier is spesifiek die opdrag om gereeld ernstig te gaan bid. Hier kan aanvaar word dat dit gaan daarom dat ons in ons binnekamers moet stil word met die Here. Maar dat dit ook gaan daarom dat ons in die gemeente, in die openbare eredienste, in bidure, kan saamkom en stil word voor die Here. Die Here God verwag van ons
as mense wat gered is deur Jesus Christus, wat opgestaan het tot 'n nuwe lewe, saam met Christus se opstanding, verwag van ons, dat ons dan ook biddende mense sal wees. Om te bid is iets wat die Heilige Gees in ons harte werk. Dit is dus in 'n sekere sin die vrug van die Gees. Maar om te bid is ook 'n opdrag in hierdie gedeelte. As ons geredde mense is ons biddende mense, wat weet dat ons nie kan leef sonder om gedurig in kontak met God te wees nie. Calvin het gesê, die mens is geskape met sy aangesig na God. Met ander woorde, die mens is gemaak om na God te kyk, met God in gesprek te verkeer voortdurend. Die woord wat hier in die Grieks gebruik word, is dan ook die mees algemene en wye woord vir gebed, orsiogomai. En in hierdie verband praat dit dan van 'n wye betekenis. Dit sê bid in jou binnekamer, dit sê bid in die byeenkomste van die gelowiges, maar dan sê dit ook lewe bidden. Gebed omvat ons hele lewe. Gebedsgemeenskap met God. 'n voortdurende gesprek met God. Ons is na God se beeld gemaak. Maar die sondeval het hierdie beeld in ons kom bederf, kom versteur, kom verbreek. Die sondeval het gemaak dat die mens dus ook van God wil wegkruip. Interessant, dat Adam en Eva wat met God gewandel het in die tuin, nadat hulle gesondig het, van wegkruip, skaam is, wegkruip vir God. Nou is die mens eintlik in selfgesprek met homself gerig. Nadat die gemeenskap met God eintlik verbreek is in die paradys, begin Adam en Eva self planne te maak, self te probeer om die probleem op te los. Nou is die mens weggedraai van God. Die mens is eintlik nou in 'n selfgesprek, want die mens is nou in beheer van sy eie lewe. Hy is op die troon van sy lewe. En daarom is die mens na binne gerig. Sy wil, sy keuse, sy gedagtes, sy besluite is belangriker as God. Die natuurlike mens is dus in beheer van sy eie lewe, sy eie gedagtes, sy eie dade, sy eie besluite, sy eie aanbidding. Maar in Christus is hierdie gesprek met God herstel. In Christus is daar nou 'n tweegesprek herstel. Daar is natuurlik nog steeds die moontlikheid om na die vlees, na die ou natuur te lewe, op onsself gerig, self in beheer van ons lewens te wees. Maar die vermoë is herstel, sodat ons nou in harmonie met God kan lewe, sodat ons nou kan opkyk na God, sodat ons weer in gesprek met God kan lewe, biddend kan lewe, op God gerig kan lewe, onder leiding van die Heilige Gees kan lewe. Leef ons so, word die beeld van God wat deur die wedergeboorte in ons herskep is, al sigbaarder en sigbaarder en sigbaarder in ons lewens. Herskepte mens, wedergebore mens vir wie Jesus Christus opgestaan het. Kom, ons gaan leef so, dat hierdie opdrag in ons lewens meer en meer sigbaar word. Kom ons veg teen die selfsugtige, egosentriese biddeloosheid, waarin ons self in die sentrum van
ons lewens wil staan. Kom ons gaan leef so in afhanklikheid van die Here en in gemeenskap met sy Gees, so gerig op hom, dat gebed 'n lewenswyse word. Wat ons ook al mee besig is 'n gesprek met God. En let op, dan word dit nie soos die mens wil, 'n gesprek deur vir God te sê wat hy wil en wat hy wil hê en wat gaan gebeur nie. Dit word 'n gesprek waarin ons sê, Here, laat U wil geskied. Here, wat wil U van ons lewens hê? En dan word gebed nie 'n noodweer wat ons in 'n tyd van nood gou gebruik en afstof en opsit, en as ons daar weer beheer oor ons lewe, dan sit ons hom weer terug, wat hy maar vol modder en stof kan word en daaronder kan hang nie. Nee, gebed is die stuurwiel van ons lewens, waarmee ons die beheer van ons lewens in God se hande laat, waarmee ons gedurig vra, Here, wat is U wil vir my lewe? Here, wat is U wil in hierdie situasie? Here, wat wil U hê moet ek nou doen? Here, beheer my lewe. Bid sonder ophou. In die tweede plek, wees altyd bly. Wat is jou beeld van jou mede-Christen? Vrouens, ons moet eintlik vra, wat is die kinders in die gemeente se beeld van ons as Christene? Nie kinders in die samelewing se beeld van ons as Christene in die gemeente. Dit word vertel dat 'n sekere dogtertjie baie opgewonde was, want haar pa het haar plaas toegevat. En sy het die eerste keer 'n perd gesien. Sy was so beïndruk met hierdie pragtige dier, met sy lang maanhaar en sy lang stert en sy lang gesig. En sy was baie beïndruk. Die aand voor sy gaan slaap, vra sy vir haar pa, Papa, perde gaan seker in die hemel wees. Hulle is seker goeie Christene. Hy sê vir haar, nou hoekom sê jy so, my kind? Sy sê, Papa, want hulle het sulke lang gesigte. Is die kinders se mening van Christene op grond van ons lewens dat Christene lang gesig mense is? Of sien hulle iets van die blydskap en die dankbaarheid in ons? Die natuurlike mens, die mens van die wêreld en in die wêreld, en kom ons sê dit maar, die ou mens binne in ons, is net bly as dit goed gaan, as die reën op die regte tyd, die regte hoeveelheid val, as die oes mooi staan op die lande, as alles vlot verloop, as daar 'n goeie balans in die bankrekening is, dan is die natuurlike mens tevrede. Maar as die bankbalans bietjie leeg is, en as die oes bietjie sleg lyk, dan is die natuurlike mens baie ongelukkig, kwaad en hartseer. Dan is dit tipies die gesindheid van die natuurlike mens om te sê, wanneer iets gebeur, soos nou onlangs toe daar die jong man verdrink het, dat die natuurlike mens sal sê, nou waar was God? Hoe kan daar 'n God wees as hierdie dinge gebeur? Dis die natuurlike reaksie, die natuurlike mens wat so maak. Want die natuurlike mens is nie in gesprek met God nie, maar in gesprek met homself. Gelowiges, ons wat weet dat ons net uit genade alleen, deur Christus alleen gered is. Ons weet dat ons moet dankbaar wees vir ons redding, wat ook al gebeur het. Dit is makliker gesê as gedoen. Maar ons weet dat die kruis van Jesus Christus reeds bewys het dat God ons liefhet, dat hy aan ons kant is. Ons weet dat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het en betaal het,
en ons vrygekoop het. En daarom weet ons is mense wat kan bly wees. Ook as slegte dinge op ons pad kom, weet ons, dis die gevolg van die sondeval. Dit is die dinge wat op ons pad kom, omdat ons nog in hierdie bedeling leef. Maar ons kan nog steeds bly wees in Christus. Bly wees, omdat God agter alles in beheer is en beter weet as ons. Bly wees, omdat Jesus Christus aan die kruis vir ons betaal het. Bly wees, omdat ons gered is. Bly wees. En dan staan ons dan langs 'n oop graf. Kan ons nog lag met 'n traan. Al is ons dus nie laf en lachend bly as daar hartseer in ons lewens is nie. Dan kan daar nog steeds 'n diepe blydskap wees oor ons redding. En dit gaan saam met die volgende punt ook dankbaarheid wees. En as ons blydskap dan wegraak, as ons blydskap verdring wil word deur die dinge van buite wat ons aanval, dan is ons mense wat bidend ons blydskap moet herwin en ons vrede moet herwin. Val op jou knieë met gebed en smeking en danksegging, want dit is God se wil vir ons in Christus Jesus. Dit bring ons by die laaste punt, wees altyd dankbaar. Ons slegte reaksie op die slegte dinge is om kwaad te wees daaroor, ons natuurlike reaksie. Maar hoe kan ons as gelowiges dan altyd dankbaar wees? As ons nog bly is oor ons redding, hoe kan ons bly en dankbaar wees oor die hartseer en die teenspoed wat op ons pad kom? Hierdie vers 18 van baie nou saam met vers 16, en soos ek net nou al gesê het, kan vertaal word met dank God in alles. Hoor die verskil wat hierdie vertaling maak. Dank God in alles. Bly wees, gaan dus saam met dankbaar wees. Gaan weer saam daarmee dat ons gedurig in gebedsgemeenskap met God is. Dat ons met ons gesig na God herskep is. Dat ons met God in gesprek is, ook oor ons omstandighede. Dat ons besef, hy is ons Vader uit genade. Ek kan nog dankbaar wees vir my redding, ten spyte van die slegte dinge. En ek kan nog met God in gesprek wees. Ek is dus hartseer as iemand doodgaan. Ek is dus jammer en ontstel oor siekte of teëspoed of benoudheid of kommer. Ek kan dit wees. Maar onthou dat Christus vir my sondes betaal het aan die kruis. Ek onthou dat al gaan dit nie fisies goed met my nie, dit juis geestelik kan goed gaan. Dat alles ten goeie sal meewerk, alles die omstandighede nie goed en lekker nie. Ons weet mos dat God sê, hy sal ons nooit verlaat nie. Hy sê dat hy ons lief het. So as ons moedeloos raak, dan moet ons maar net weer op ons knieë gaan. Kan dit gedoen word? Is dit moontlik? Paulus en Silas het dit bewys, dat hulle daar in die tronk gesit het. Hulle was gehoorsaam aan die opdrag van die Here om Macedonië toe te gaan. En nou kom hulle daar en hulle verkondig die evangelie, en dan word hulle gevang, onregmatig geslaan, hulle word in die tronk gegooi onwettig. Dis alles onregverdig. Hulle word sommer nog in die binneste gevangenis gesit in die blok, met hulle voete so uitgestrek. Die rug wat seer is, die ongemak, die pyn, die krampe. Wat maak hulle? Teen middernag begin hulle lofliedere sing. Nou hoe op dese aarde kry hulle dit reg? Hulle is dankbaar oor hulle redding
in Christus Jesus. Hulle is bly in Christus en daarom kan hulle lofliedere sing. Die Here wag baie keer vir hierdie lofliedere voordat hy ingryp om ook ons omstandighede te verander. Kom ons vat saam. Vanoggend het ons dus gehoor dat ons bidden, blymoedig en dankbaar moet wees. Ons het gehoor dat ons gered is, dat die Gees in ons woon en in ons werk. En nou kom ons terug by die vraag, maar hoekom moet ons dan bid vir die Gees? Want die woord gee ons die opdrag. Ons moet bidend op God gerig wees, sodat sy Gees kragtig in ons kan werk. Broer, suster, seun, dogter, bid jy sonder ophou? Bid jy sonder ophou? Leef jy bidend? Hoeveel tyd spandeer ek en jy elke dag in gebed? Hoe bly is ek en jy omdat ons gered is? Hoe dankbaar is ons omdat ons gered is? Hoe dankbaar is ons vir alles wat ons het en wel nog ontvang het van die Here? As ons luister na ons eie stem, op ons self gerig is, met ons self in gesprek is, dan kan ons baie gou ons opwerp tot ondankbare woede, tot ondankbare hartseer en ongelukkigheid, ook met God. En daarom, weer eens die opdrag, bid sonder ophou. Draai jou na God toe. Wees met hom in gesprek en kommunikasie, ook oor jou probleme, oor jou hartseer, oor jou pyn, oor jou teleurstelling. Dan sal jy kan bly en dankbaar wees oor jou redding. Luister ons voortdurend na ons eie stem, ons eie wil, ons eie ek, of luister ons bidend na God, na sy woord en na sy Gees wat in ons werk. Is ek en jy op God gerig? Is ons regtig op God gerig? Die manier om dit reg te stel en om dit uit te leef is gebed. Meer en meer gebed. En dan mag ons selfs bid dat die Heilige Gees meer en meer in ons harte en lewens sal werk. Want daarmee bevestig ons die kommunikasie met God. Daarmee rig ons ons op God. Daarmee leef ons in gemeenskap en gerig op God, sodat ons ook blymoedig en dankbaar kan wees. Sodat die kinders in ons gemeenskap na ons kan kyk en sê, kyk hoe blymoedig is hierdie Christene. Nie kyk hoe kwaai en hoe lang gesig Christene is dit nie. Kyk hoe bly is hulle. Kyk hoe dankbaar is hulle. Want vers 18 sê, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie. Dankie vir die voorreg van gebed. Dankie dat ons U Vader mag noem. Dankie dat ons al ons bekommernisse, al ons gedagtes, met gebed en smeking en danksegging na U mag bring. En dat ons U vrede, nie blydskap vir ons kan toeëien. Dat dit die werking van die Gees is, wat dit in ons plaas. En dat ons verantwoordelikheid maar net is, om terug te draai na U toe. Help ons dan, om in gemeenskap met U te lewe. Help ons om ook in hierdie Pinkstertyd die krag van U werking in ons te beleef. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Die
het nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes, waarna ons sing uit Gesang 230. Die slotsang van die gemeente is Gesang 230, verse 1, 2, 3 en 4. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Kom ons gee geleentheid vir 'n paar gebede.